Ons gaan ons Bybels oopmaak by Efesiërs 3 vanoggend, Efesiërs 3. As ek dit die eerste keer lees, nou gaan ons dit luisterend lees. Ek gaan dit net vir jou voorhou, of jy volg in die Bybel as jy jou Bybel hier het. Later in die diens sal ons grepe hieruit vir julle vertoon op die skerm. Met die woord van die Here en ons verwagting dat ons hom gaan hoor voor ons, kom ons vra sy leiding. Here, toe die son opkom oor die see en ons bewus raak van die wonder van u skepping, het ons diep dankbaar geraak om mens te wees, om te kan lewe. Dankie Here vir die voorreg om deel te wees van die kerk, dat ons, soos wat ons nou gesing het, kan uitsien na u wederkoms, na die maaltyd van die lam, waarvan Openbaring se laaste hoofstuk praat, wanneer ons aan die tafel saam met u gaan sit. Here, in hierdie tyd vooraf, terwyl ons lewe op aarde, bid ons genade en vrede op u kerk en u gemeente af. Ons bid dit as gelowiges vir die wêreld, vir hulle wat regeer, soos u ons oproep om te bid, vir hulle wat siek is, wat swaar kry, vir hulle wat u nodig het, wat nog van u moet hoor en wat beperkte kennis van u het. En Here, as ons vanoggend rondom die woord stil word, moet ons ook erken dat ons ten spyte van 'n leeftyd saam met u nog nie baie goed ken nie. Ons het 'n begeerte dat ons 'n trekkie nader sal gee na u vandag, sodat ons u beter kan sien met helder geestesoë. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Efesiërs 3 van vers 14, Paulus se gebed vir die Efesiërs. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy hulle deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan hulle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig aan hom wat deur die krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk, deur ons verbondenheid met Jesus Christus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen. Die Here seën ons nou as ons nadink oor sy woord. Ek het net maar verwys van die voorreg wat ons gehad het om hier met 'n uitsig oor die see wakker te word. Miskien was jy ook wakker en jy het dit gesien, of het jy dalk langs die see gestap vanoggend en die grootheid van God gesien en die lekker varsheid van 'n nuwe oggend ingeasem. Elke seisoen het sy eie mooi. Party van ons is somermense, ander is wintermense. Party van julle sien uit na die lekker winters wat voorlê met die reën hier in die Kaap. Die tussenin seisoene, soos waar ons nou is vir my aangrypend. Elke seisoen het 'n mooi van sy eie. Elke deel van die land het 'n mooi van sy eie. Ek luister die week na RSG se buiteuitsending van die KAK&K af en ek herinner aan die heimwee wat ons het van die harde wêreld met sy sag daarby van die Klein Karoo. En wanneer ons daar is saam met die familie op die plaas, dan
is dit vir my aangrypend om die son te sien sak, teen skakerings van diep en ligte, eers rooi van die Karoo stof wat hang in die lug, en dan skakerings van geel en oranje, en dan is die son gesak het, en die maan vat die skof oor by die son, om lig te gee in die nag, soos wat die Skepper dit beveel het in Genesis. Is dit mooi om te sien hoe dat die maan opkom, en wanneer dit donkerder en donkerder raak, en die maan skugter agter die wolke uitloer, om dan te sien hoe dit donker raak, en die sterre aan die hemel helderder en helderder raak, en die sterre in hulle getal uittrek, soos wat Job daarvan praat, en ons die sterre stellasies kan raak sien. En gaan jy na die sterrewag toe by Sutherland, en jy kyk met 'n teleskoop na dieselfde sterre wat jy in die Karoo sien, dan sien jy baie verder, en jy sien hierdie klein sterretjies en planete baie nader. En as ek dit besef, dan besef ek weet baie min van die sterre en van die planete. En ek besef, daar is baie meer sterre as wat jy met die blote oog kan sien. En daar is aan die sterre en van die sterre is daar baie meer as wat ons met ons blote oog kan sien. En as jy langs die see gaan stap, dan weet jy, dit wat jy met die eerste oogopslag sien, is nie al wat die see is nie. Die see is baie meer as dit. Daar's meer aan die see as wat ons met die blote oog sien. Want trek jy 'n snorkel aan, of gaan jy na 'n aquarium toe, of sien jy 'n dwarsnit van die see, dan is dit 'n wemelende massa van kleurvolle seelewe. Van die mooiste verskeidenheid van kleure, korale, van nemovissies tot 'n verskeidenheid, die kleure van die reënboog en meer, sien jy onder die see. Daar is meer aan die see as wat ons dink. Soos in die skepping daar meer is aan dit wat ons met die blote oog sien, so, en dis die tema van ons vanoggend, is daar meer aan Jesus as die verteenwoordiger van die drie-enigde God, wat God vir ons kom wys het, wat ons nou weer in die lydenstyd herdenk. Daar's baie meer aan Jesus as wat ons van hom ken, as wat ons van hom weet vandag. Daar is baie meer as wat ons met die blote oog of herinnering, of sonnaarskoolklas, of Bybelvers, of 'n kinderbybelprentjie van hom kan hê. Die van julle wat reis, wat in Europa was, het dalk 'n klein kerkie in Ravenna in Italië raak geloop, wat 'n bekende besienswaardigheid daar is. Dit staan bekend as die Mausoleum of Gela Placidia. Ek sukkel om daai ding uit te spreek. Die Mausoleum of Gela Placidia. Nou in die 500 jaar na Christus het die keiser van Rome hierdie grafkelder of kerkie gebou ter herinnering aan sy suster. En binne in hierdie kerkie, julle sal sien, dis 'n prentjie, 'n foto van hierdie kerkie, is dit baie donker. Maar binne-in is teen die dak, soos wat ons opkyk, hier 'n versiering teen die dak is, binne hierdie klein kerkie se dak is daar 'n uitbeelding van Jesus die goeie herder met sy skape omring deur groen grasveld, en dit is alles onder 'n sterrehemel. En dit is uitgebeeld met mosaïekdeeltjies, en tussenin is dit opgevul met suiwer goud. Maar die kerkie is baie donker binne-in.
As jy in die kerkie ingaan, dan sal jy sien dis donker, daar is net 'n paar venstertjies, hierdie donker prentjie, daar's 2 vensters wat son inlaat. En daar is maar 'n paar flikkerende lanterns teen die muur, so as jy as 'n besoeker, as 'n toerist daar instap, dan sien jy baie min van die argitektuur en baie min van die detail van die kunswerk teen die dak. Maar daar is 'n klein muntskakelaar aan die kant teen die muur. Ek weet nie wie van julle het vroeër in jou lewe, ek weet nie of dit nou nog so is nie, muurbal gespeel nie. Dan het hy so 'n boksie. Ons het in die ouer dae die ou 50 sent ingegooi. Hier's 'n paar van julle wat dit dalk ken, en dan gaan die lig vir 45 minute aan. En as hy lig vrek na 45 minute, is jy baie dankbaar want jy's baie moeg. Of as jy nog sterk voel, dan gooi jy nog een in. Hier in hierdie kerkie is daar 'n boksie wat jy 'n muntstuk ingooi en dan gaan die lig aan. Dan is dit verlig. En dan kan jy jou staan en verwonder aan hierdie toneel van Jesus en die sterrehemel hierbo. En as jou liggie uitgaan, dan kan jy roof kyk saam met 'n ander toerist. Dan kan jy nog 'n stukkie lig hê om te kyk na hierdie wonderwêreld van mosaïek met suiwer goud tussenin. Dan het jy meer tyd om na die fyn detail daarvan om dit raak te sien. En elke keer as jy weer kyk, dan sien jy groter detail raak. En teen die tyd dat jy uit daai kerkie uitstap en na die foto's daarna kyk as jy by die huis kom, dan is daar nog steeds detail van daai klein kerkie wat jy nog nie gesien het nie. En wat jy dalk weer gaan sien as jy daar kom of as jy 'n dokumentêr daaroor sien. Vriende, elkeen van ons, ek en jy, soos ons vandag hier sit, ons het kom aanbid, omdat ons vir die Here Jesus liefhet, omdat ons in die drie-enige God glo, soos wat ons nou bely het. Ons is hier en elkeen van ons het 'n prentjie van wie God is, van wie die drie-enige God is, van wie Jesus is wat vir ons 'n prentjie van God kom wys het. En ons idees oor God, ons nadenke oor God is gevorm oor 'n leeftyd. Baie van ons het ons geloof en Bybel met moedersmelk ingekry. Dis 'n baie groot voorreg om dit te hê, om al hierdie prentjies van huisgodsdiens en van kinderbybel lees en alles te hê waarmee jy groot word. En dit alles vorm my persepsies van God. Wat God se kinders doen en wat hulle nie doen nie en wat hulle nie moet doen nie, dit alles vorm deel van my mosaïek deeltjies wat die prentjie van God vorm vir ons. En soms is ons verstaan van die Here baie vlak. Want baie keer toe ons ver oggend bid, het ons met opregtheid vir ons kinders gebid, dat die Here vir hulle goed sal wees, hulle sal beskerm. Baie keer kan God egter net die beskermer van Israel word, waarvan ons lees in Psalm 121. Hy word ons korttermyn versekeraar, wat ons goed beskerm. Here, as ek gaan slaap, bewaar ons in hierdie nag. Dis nie verkeerd nie, dis wonderlik dat ons daai opregte geloof het, om die Here te vertrou vir elke stukkie detail in ons lewens, maar hy kan in 'n vervlakking van ons beeld van hom, ons korttermyn versekeraar word, wat ons beskerm teen verliese, vir ons en ons kinders. Hy kan ons langtermyn versekeraar raak, wat ons beskerm teen die dood. As die dood my tref, het ek 'n polis wat uitbetaal word, dan gaan ek hemel toe. Dit is wie God is. Maar hy is baie meer en groter as hierdie prentjies wat ons van hom het. Kortom, as ons aan Jesus dink, kom daar by ons verskillende prentjies op. As jy lank al 'n volgeling van Jesus is, dan het jy soos in 'n flipfile
oor die tyd bladsye en bladsye ingesit en aangevul tot by die volheid van dit wat jy vandag van Jesus weet. Maar weet jy, dis nie net ons moderne mense wat sukkel om Jesus te ken en te verstaan nie. Mense in die Bybel het in Jesus se tyd gesukkel om hom te verstaan. Ons lees in die 4 evangelies dat niemand hom herken het toe hy gekom het nie. Sommige het gedink hy's maar net Josef se seun. Ander het gedink hy's 'n vraat en 'n wynsuiper. Ander het gedink hy hou hom op met tollenaars en sondaars. En selfs sy eie familie en sy disippels het nie verstaan wie hy is nie. Johannes het reg gesê in Johannes 1 vers 1, Jesus het na sy eiendom toe geken en hulle het hom nie herken nie. In Johannes 2 lees ons dat Jesus sy eerste wonderwerk doen by 'n troue in Kana. En eers wanneer hy die wonderwerk doen, hy die water in wyn verander, het sy ma en sy disippels in hom begin glo dat hy werklik Jesus was. Want ons lees in vers 11 van Johannes 2, sy disippels het tot geloof gekom. En hulle sou sy disippels baie intens saam met hom tyd bestee in die volgende 3 jaar saam met hom. Maar een van die aangrypendste goed in die Bybel lees ons in Matteus 28 vers 19 of is dit vers 17 lees ons dat by die hemelvaart, nadat hulle al hierdie wonderlike goed saam met Jesus beleef het, hulle intiem met hom saamgeleef het, dat toe hy opvaar hemel toe, het baie van hulle tog getwyfel. Toe hulle hom sien het hulle hom aanbid, hoewel sommige van hulle nog getwyfel het. Om te sukkel met jou prentjie van Jesus en wie hy is en wat om met hom te maak in jou lewe, kom die leeftyd van die mens saam. Nadat Jesus die brood en die visse vermeerder het in Johannes 6, het die mense gesê, hy is werklik die profeet, die een wat na die wêreld toe moes kom, en hulle wou hom met geweld koning maak. Dit was hulle prentjie van hom. Hy's die koning, hy's 'n politieke bevryder. Hy's 'n wonderwerker, hy's 'n geneeser. Die ironie is dat dit nie die mense in die binnekring naby aan Jesus was nie. Ons het nou die dag gepraat oor Bartimeus. Dit was randfigure in die samelewing wat Jesus se godheid erken het. Die blinde Bartimeus, sekere vroue in die Bybel. Die Romeinse soldaat by die kruis. Volgens oorlewering was hierdie soldaat wat die belydenis gehad het dat Jesus die Here is, was sy naam Longinus. En volgens die oorlewing het Longinus onder die kruis gestaan en hy het opgekyk na Jesus en 'n druppel van Jesus se bloed het in sy oë geval. En toe gaan sy oë oop om te sien dat Jesus wat aan die kruis hang, dat hy waarlik God is. Dit was mense op die rand wat Jesus herken het en nie noodwendig die binnekring nie. Dis mense buite die rand van die kerk vandag wat Jesus herken as Here, hom herken en hom erken as Here, en baie kerkmense twyfel nog hier in die binnekring. Paulus het self getwyfel. Die Paulus van wie die dominees so baie praat, van wie ons so baie lees in die Bybel, hy het self nie dadelik vir Jesus erken nie. Inteendeel, hy het almal wat vir Jesus gevolg het, het hy vervolg. Totdat hy letterlik die lig gesien het op die Damaskuspad. En daarna het hy gesê, nou strewe ek na net een saak, toe sy oë oopgaan, dat Jesus die Seun van God is. Toe sê hy, al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek deel sal hê aan sy opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak. En Paulus skryf ook later aan sy gemeente in Efese, waarvan ons vanoggend gelees het.
Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Paulus sit waarskynlik in die tronk toe hy hierdie brief vir die gemeente in Efese skryf. Hy skryf te midde van moeilike omstandighede. En hy vra vir die Here dat hulle nader aan hom sal groei, dat die Here hulle geestesoë sal helder maak, sal oopmaak, sodat hulle sy liefde, die wyte, die hoogte en die diepte daarvan werklik sal ken. Vrede, die Here wil vandag sy kinders se oë vir sy liefde en die diepte en die wyte en die hoogte daarvan ook laat herken. Søren Kierkegaard, die Deense filosoof, het gesê, as die Here hom aan 'n mens openbaar, gaan 'n mens deur fases. Jy is eers 'n bewonderaar. Soos die mense wat Jesus gevolg het vir sy wonderwerke. Hy is die ou wat brood gemaak het, hy het blindes laat sien, dit was baie sensasioneel, hy het dowes aangeraak en hulle kon hoor, hy het lammes aangeraak en hulle kon wegstap. So hy was die wonderwerker, hy was die broodmaker, hy was die chef by die restaurant teen die berghang, hy was die wynmaker by die troue. In Johannes 6 lees ons dat hy met 2 visse en 5 brode vir 'n skare van 'n paar duisend kos gegee het. En dan vra Jesus vir hulle direk, julle is hier omdat julle van die brood geëet het. Omdat ek die wynmaker, die chef, die wonderwerker is. Hoekom volg ek vir Jesus? Hoekom volg jy vir Jesus? Is hy in jou lewe ook die chef vir wie jy dank as die ete begin aan tafel, die wynmaker as jy 'n goeie bottel wyn kan oopmaak, die een wat vir jou vreugde gee, wat jou oorweldig met die wonder van die see, binne en buite, en die sterre as jy in die aand lê en sterre kyk. Jesus vra vir sy disippels, hy sê vir sy disippels, julle is hier omdat julle van die brood geëet het? Vraagteken. Is ons hier, is ons deel van Jesus se kerk, omdat hy sorg vir sy kerk, omdat hy 'n toekoms beloof vir sy kerk, omdat hy ons korttermyn en ons langtermyn versekeraar is. Daar is baie meer aan Jesus, en dis die uitdaging in die lydenstyd. Ons is in week 6, ons is op pad na die Paasnaweek toe. Dis ons uitdaging, dat ons meer en meer vir Jesus sal leer ken. En elke Sondag kom iemand en hy gooi nog 'n muntstuk in hierdie klein donker kerkie, dat ons kan opkyk en meer van die goeie herder kan leer ken. En as my geld en my moeite om Jesus beter te verstaan, as dit op is en die lig word dof, dan kom iemand anders. En nie net dominees doen dit nie. Gewone mense doen dit op straat. Die bedelaar doen dit op straat wat vir jou in jou oë kyk en opreg dankie sê as jy iets gegee het. Dan gaan daar 'n liggie aan, dan kan jy helderder sien die omvang van wie Jesus is. Elke erediens, elke stilte tyd, elke stukkie godsdiens in 'n familie is soos 'n lokprent, 'n lusmaker, 'n voorprent wat jy sien om vir jou te herinner aan dit wat voor lê. Dis maar klein, dis 'n kort insetsel van 'n paar minute.
Maar dit gee in jouself die begeerte om uit te sien na dit wat voor lê, om meer te ontdek, om hierdie fliek dalk 2, 3, 4, 5, 6 keer te kyk, oor en oor. En dis my gebed dat die Here met elke erediens, elke keer as jy jou Bybel oopmaak, elke keer as jy getuig van sy goedheid, dat jy nog 'n paar mosaïekblokkies sal ontdek en die goud tussenin die verse van die Bybel. Daar is meer aan Jesus as wat jy dink, as wat jy sien, as wat jy verwag en op hoop. Kom ons maak ons oë toe. En ons dink so 'n bietjie na. Wat het jy nuut gehoor vanoggend? Wat daag jou uit? Wat maak jou ongemaklik? En wat wil jy graag doen na vandag? Mag julle gemeente sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Here Jesus, dankie dat ons klein stukkies van U deur 'n leeftyd al kon deurken het. As ons deur die album van ons eie families in ons lewens blaai, dan sien ons snapshots, ons sien sulke klein deeltjies van 'n lewe wat baie meer is. Here, ons weet as ons 'n Bybelteks lees, dan is daar baie meer daaraan. U is meer en groter as die beskermer van Israel. U is meer as ons geloofsbelydenisse. En Here, ons bewonder U nie net nie. Ons wil U navolg. Ons wil U nadoen in hierdie wêreld. Dankie vir lydenstyd. Wanneer U in die muntmasjien van ons kalenders, wanneer U daar 'n muntstuk kom deponeer wat weer vir ons helder lig aansit, dat ons Golgotha kan sien, die kruise kan sien. En Here, wanneer ons die brood eet en die wyn drink as ons nagmaal vier, gee dat ons oë soos die Romeinse soldaat se oë sal oopgaan deur die wonderwerking van die bloed van die lam, en dat ons dieper sal sien, meer sal sien. Here, net nou maar as ons 'n teekie gevat het en as ons nou regmaak vir middagete waarvan almal van ons waarskynlik oorvloed het. Daarmee saam, Here, gee vir ons 'n hongerte vir U woord, 'n hongerte vir U. Dankie dat U ons God is. Dankie, Here, dat U lewe vir ons gegee het. Dankie dat U nog so baie het om vir ons te gee. Ons het U baie lief en ons wil graag met U op reis gaan en stukkie vir stukkie meer van U ken, sien, weet en verstaan. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.